Goeiedag en welkom by ons Sondagdiens. Net hier vanuit Volle Kerk Lewende Woord Gemeente in Perm. Ons is dankbaar dat jy ingeskakel is om saam met ons die woord van God te verken. En soos altyd vra ons vandag, wat sê die woord van God vir ons in hierdie dag? In 'n wêreld vol onsekerheid en onrus, vra mense reg oor die wêreld, wat gaan aan? Is ons regtig in die eindtye? En wat beteken dit vir my geloof en my toekoms? So, ek het opwindende nuus. My boek, Hoe om te navigeer deur die eindtyd, is nou landwyd beskikbaar by al die toonaangewende boekwinkels, soos Exclusive Books, Bargain Books, P&A, Wordsworth en vele meer. Met meer as 360 vrae en antwoorde bied hierdie boek Bybelse insig oor kwessies soos die konflik in die Midde-Ooste. Is dit profeties? Is die Israel van vandag dieselfde as die Israel van die Bybel? En watter eindtyd profeseë sien ons vandag reg voor ons oë afspeel? Gaan kry vandag jou kopie of vra jou boekwinkel om dit vir jou te bestel. Dit sal binne enkele dae op jou rak wees. En as jy Engels verkies, goeie nuus. Ons Engelse weergawe van die boek How to Navigate to the End Times is nou ook beskikbaar landwyd. En ons het ook 'n Engelse YouTube-program genaamd Did You Know op ons nuwe Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings. Elke donderdag aand om 7:00 gesels ons daaroor Bybelse waarhede soos wat sê die skrif oor die eindtye, die Israel-Palestynse konflik en die geestelike betekenis van wêreldgebeure. So teken gerus in op ons Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings en wees deel van hierdie kragtige reis deur die eindtyd profeseë. Maar nou, laat ons stil raak, ons harte oopmaak en ontvang die woord van God. Wees geseën. So vriende, ek het nou 'n ding aangepak om met jou te wil praat oor klaagliedere. En ek wil nie kla met julle nie. Ek het geen klagtes nie. Ek wil nie kla nie, maar my probleem is, ek weet as ek in die hemel kom, dan gaan ek vir Jeremia ontmoet. En as hy nou vir my vra, het jy gelees wat ek geskrywe het, en ek sê nee, gaan ek mos 'n groot verleentheid hê. Het gaan mos 'n vreeslike ding wees. En as hy vir my sê, maar verstaan jy wat ek geskryf het deur die Gees? Kan jy nou dink, wat se situasie sal jy nou wees, as jy jou hele lewe Bybel gehad het, maar jy het nie gaan lees wat die man skrywe nie. Nou, dis een ding om te lees wat iemand skrywe, dis 'n ander ding om te verstaan wat hy geskryf het. En my volgende paar weke wil ek met jou die boek Klaagliedere van Jeremia behandel. En verlede week het ons mos inleidend gekyk na die boek. So as jy dit gemis het, verlede week sin, dan is jy meer as welkom. Dit is op YouTube vanaand beskikbaar. So jy kan enige tyd, kan jy daarna gaan kyk. Maar kom ons lees saam vanaf vers 1 tot en met vers 11. Ag, hoe verlate sit die stad wat vol mense was. Sy het soos 'n weduwee geword, sy wat magtig was onder die nasies. Die vorstin onder die provinsies het dienspligtig geword. Bitterlik ween sy snags, haar trane oor haar wange. Sy het geen troosters onder al haar liefhebbers nie. Al haar vriende het trouweloos teen haar gehandel, haar vyande geword. Juda is ontvolk deur elende en deur sware diensbaarheid. Hy sit onder die nasies, sonder om 'n rusplek te vind. Al sy vervolgers het hom ingehaal tussen die engtes in. Die weë na Sion treur, omdat daar geen feesgangers is nie. Al haar poorte lê woes, haar priesters sug, haar jonkvroue is bedroef en sy self het dit bitter. Haar teestanders het die oorhand gekry, haar vyande
lewe rustig, want die Here het haar droefheid aangedoen vanweë die menigte van haar oortredinge. Haar kinders het in gevangenskap gegaan voor die teestander uit. En van die dogter van Sion het gewyk al haar heerlikheid. Haar vorste het geword soos takbokke wat geen weiveld vind nie, en kragteloos heen gaan voor die vervolger uit. Jerusalem dink in die dae van haar elende en haar omswerwinge aan al haar kosbarehede wat gewees het van die dae van die voortyd af. Toe haar volk deur die hand van die teestander geval het en daar vir haar geen helper was nie, het die teestanders haar aanskou. Hulle het gelag oor haar ongelukkige uiteinde. Jerusalem het swaar gesondig. Daarom het sy 'n voorwerp van afskuw geword. Almal wat haar geëer het, verag haar, omdat hulle haar naaktheid gesien het, sy selfsug en het haar weggedraai. Haar onreinheid kleef aan haar some. Sy het aan haar einde nie gedink nie, en sy het wonderbaarlik gesink, sonder dat sy 'n trooster het. Sien my elende aan, Here, want die vyand hou hom groot. Die teestander het sy hand uitgesteek na al haar kosbarehede. Ja, sy het gesien hoe dat heidene in haar heiligdom kom, van wie u bevel gegee het, dat hulle in u vergadering nie mag kom nie. Haar hele bevolking sug, hulle soek brood. Hulle het hul kosbarehede vir voedsel gegee, om hulle self te verkoop. Aanskou, Here, en merk op dat ek 'n veragte geword het. Tot sover. Dierbare Here, U het vir ons U woord gegee. Dit staan ook so geskrywe, dat die hele woord van God is ingegee, die hele skrif is nuttig tot lering, weerlegging, bestraffing, vermaning, sodat die mens van God volkome kan wees in al sy weë, volkome toegerus. Here, seën en heilig hierdie kosbare woord wat U vir Jeremia gegee het, toe hy daar by die noorde kant van die muur van Jerusalem gesit en ween het oor wat alles met Jerusalem plaasgevind het. Seën hierdie woord in ons harte, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. So vriende, vir Jeremia is Jerusalem dood, vir alle praktiese doeleindes. Die stad is vernietig. As jy kyk op jou, soos wat jy na die teks kyk voor jou, as jy 'n Bybels by jou sou hê, sou jy gesien het in hoofstuk 52 vers 13, die huise van Jerusalem, elke groot huis is met vuur verbrand. Die paleise is verwoes, die tempel is verbrand, die tempel is tot niet, alles is tot niet, die tempel is afgebreek tot in die grond. Hulle het alles gevat wat daar was. Al die kosbarehede, die altaar en al die koper en al die goue goed en al die silwer, alles is gevat. En ek bedoel, selfs vandag, as ons gaan kyk, alhoewel Jerusalem weer herbou was later jare, toe het ons in 40 na Christus vernietig. So ewen vandag, daar's nie 'n tempel in Jerusalem nie. So vir alle praktiese doeleindes om die Here te dien in Judaïsme, is Jerusalem dood. Daar's nie priesters wat offerhandes bring nie. Ek bedoel, Jesus Christus, die lam van God, het tog sekerlik die groot offer gebring. Maar kom ek praat met jou oor, in hierdie teksgedeelte is daar 3 dinge wat uitkom, as jy baie fyn kyk. En dit neem jou eintlik 'n tyd om dit te lees, voordat jy kan regtig 'n begrip vorm van wat probeer Jeremia sê. Die profeet, wat vir ons ook, wat een van die groter profete is in die Ou Testament, en wat baie aangehaal word in die Nuwe Testament, die profeet Jeremia, hy beklaag die feit, dat die stad Jerusalem is 'n verlate stad. Die mense het gegaan, hulle is weg, hulle is in ballingskap. Die stad is eintlik tot niet. Die tweede ding wat hy oorween, is die heiligdom is verwoes. Nie net is die stad verwoes, en die huise en die paleise en die stad Jerusalem nie, maar die tempel van die Here wat in die stad is, die is ook verwoes.
Die tempel, daar is nie meer mense by die tempel nie. En dan die derde ding, wat ons sien in hierdie geleesde gedeelte, en ek sal nou daarby kom, ek en jy net nou, is, die volk is verlate, as gevolg van hulle sonde. So, eers sien ons, die stad is verlate, die tempel is verlate, en nou sit ons met 'n verlate volk. So, en miskien as ek vir jou eers iets kan vra, sal jou gedagtes terugkom waar ek wil hê dit moet wees. Kom ek vra jou iets. Wanneer jy die televisie aansit, of jy sit jou selfoon aan, as jy nou 'n slimfoon het, dat jy kan beelde sien op jou foon. Gryp dit nie vir jou as jy sien, hoe word 'n stad gebombardeer? Vat byvoorbeeld Gaza. As jy sien hoe lyk Gaza vandag, en jy sien hoe die bomme, wat eens 'n pragtige stad was, vernietig het, vir goeie redes, en vir redes natuurlik wat Israel voel, dit regverdig dit, vir hulle, as gevolg wat met Hamas gebeur het, maar dis nou irrelevant. Ek vra die vraag, gryp dit in jou hart as jy sien, hoe val geboue in mekaar nie? Dit ruk in 'n mens. Wie van julle het gesien, toe daai tsunami gekom het, maar 'n geweldige aardbewing wat plaasgevind het in Thailand, en 260.000 mense se lijk het op die strand gelê, en het daar ontbind, toe daai geweldige golf gekom het, en daai stede wat teen die see was, platgevee het. Onthou jy, daar gebeur so baie dinge, sommer nou die dag, in die suide van Turkye, toe al die duisende geboue in mekaar geval het, met daai geweldige groot aardbewing, en die mense is almal dood, hulle is toe onder die geboue, dit gryp jou, as jy sien, hoe word 'n stad, hoe word 'n plek vernietig, wanneer jy dit met jou eie oë sien, dan natuurlik is dit 'n verskriklike ding, want ek bedoel, 'n mens kan mos sien, wat het gebeur, en wat ons hier lees, die hele boek, Klaagliedere begin met die woordjie, hoe, ag, hoe verlate sit die stad, wat nou eens vol mense was, maar hulle is almal weg. So die hele boek begin met die woordjie as ware van hoe vreeslik, hoe verskriklik wat gebeur het, hoe treurig die situasie, maar wanneer dit jou stad is, wanneer dit jou dorp is, wanneer dit jou geboorteplek is, as jy van daai plek afkom, en 'n oorstroming het dit alles weggevat, wanneer dit jou huis is, as dit jou familie is wat daar gebly het, en dit gebeur met jou, dan is dit iets anders, want dan kom vat dit hier aan jou. Nou verstaan, dis Jeremia, dis sy stad, dis sy mense, hy het 'n liefde gehad, vir God se huis, vir die tempel, en nou, die oomblik as dit jou raak, het jy 'n ander perspektief, as dit iemand anders is, dan neem jy kennis. Judas sit verstom, God se stad, God se tempel is verwoes, alles is verwoes, Jerusalem is dood, by wyse van spreuke, die stad van God. Natuurlik raak dit my en jou, want ons gaan dan vir ewig in die nuwe Jerusalem woon. So as ons na Jerusalem se geskiedenis kyk, natuurlik vat dit aan ons, omdat dit die stad van God is, en dat die Here dit toegelaat het. Vers 1 sê, verlate sit die stad, 'n stad in rou soos 'n weduwee. Wanneer rou 'n weduwee? Wanneer die vrou se man nie meer daar is nie. Die man is dood, sy is nou 'n weduwee. So die stad rou soos 'n weduwee wat verlore is. Hierdie eens magtige stad is neergewerp, wat eens magtig was. So sê vers 1. Die koningin, die vorstin, het 'n slaaf geword, 'n slavin. Die stad is gestroop van vreugde. Al wat oorbly, vers 2, bitterlik ween sy snags. Daar's net trane. As jy in Jerusalem dink, al wat die mense doen is, hulle huil net. Want dit is te verskriklik oor wat gebeur het. En die stad se mense is weggevoer. Ons sien in vers 3 dat Juda is ontvolk. Die mense is weg. Juda is ontvolk. Die mense is weggevat. Hulle is weggevoer in ballingskap.
En ons sien in vers 3, daar's geen rusplek nie. So die weggevoerdes, hulle gaan in ballingskap, maar hulle kan ook nie rus in ballingskap nie. En in vers 3 lees ons, al die vervolgers, dit het hom, dis nou Jerusalem en Juda, ingehaal, tussen die engtes in. Hoor wat sê Jeremia. Wat beteken die woordjie engtes? Wie van julle weet? As ek sê, jy vlug eilings tussen die engtes in. Engtes beteken, dis nou plekke. Jy het nie beweegruimte nie. Jy is in 'n nou gangetjie vasgekeer. Jy vlug en jy hardloop, maar jy kan nie oor die muur nie, jy kan nie agtertoe nie. Jy vlug eilings om weg te kom en jy's in die engtes, jy's in die nou tussen. In ander woorde, daar is nie ontvlugtingkans. Jy kan nie wegkom nie. Jy kan nie wegkom uit jou omstandighede nie. Dis asof jy kan nie loskom uit jou omstandighede nie. Jy ontvlug nie jou omstandighede. Jy wil so graag aan 'n ander situasie wees, maar jy kan nie. En dis wat hier gebeur het met Jerusalem. En jy weet, Moses het baie lank voor dit, het hy geprofeteer. En hy het gesê, as julle in die land kom wat God vir julle gee, in die land Kanaan, dis nou die land Israel, en julle gaan na die plek toe wat die Here vir julle wys, wat Jerusalem sou wees, vind hulle mos later uit. En julle daar 'n plek waar julle die Here aanbid by die tempel. Dit het Moses alles geprofeteer. Hy sê, wanneer jy daar is, moet jy die Here jou God dien. Want as jy die Here jou God nie dien nie, gaan die volgende met jou gebeur. Nou ek lees vir jou letterlik die woorde van Moses, dis in Deuteronomium 28 van vers 64. En die Here sal jou verstrooi onder al die volke. Ek bedoel letterlik vandag, daar's Jode in al die lande van die wêreld. Hulle is verstrooi. Van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde. Hulle is verstrooi oor die hele aarde. En daar sal jy ander gode van hout en klip dien, wat jou vaders nie eens geken het nie. Moet julle mos van my afwyk, gaan ek julle forceer om dit te doen. En onder die nasies, waarna toe julle uitgedryf word, sal julle geen rus hê nie. En vir jou voetsool sal daar geen rusplek wees nie. Jou siel sal nooit tot rus te kom nie. Maar die Here sal jou daar 'n bewende hart gee. Jou hart klop die hele tyd in jou keel. En smagtende oë. Jy wil iets beter sien gebeur en dit kom nie. En 'n kwynende siel, jou siel en jou versmag, jou oë. En jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang. Jy vrees elke dag vir jou lewe. Jy sal dag en nag skrik en jy sal van jou lewe nie seker wees nie. Moses het gesê, as God aan jou goed doen en jy draai jou rug op die Here, dis wat met jou sal gebeur. Excuse me, die God van die Ou Testament is die God van die Nuwe Testament. Dis nie 'n ander God nie, hoor. Dis dieselfde God. God is nie ons speelmaatjie nie. Hy is nie jou pingpongbal en ook nie myne nie. Hy is God. En hy woon in die hemel. En ons moet hom vrees. Want hy is die lewende God. Dis dieselfde God. Dis vreeslik om die lyding en die ellende te sien van Jerusalem. Want dit sê vir ons dat God sal, as dit nodig is, oordeel. Die tweede ding wat ons sien, wat Jeremia oorween, is die tempel. Nie net die stad nie. Want die beeld word eintlik, hoe verder jy lees, word dit erger. Dit word erger. Hy sê daar in vers 4, die wee na Sion treur, omdat daar geen feesgangers is nie. Nou, die wee na Sion beteken die paaie wat lei. Onthou, Jerusalem is die hoogste punt in die land Israel. Dis hoekom jy altyd in jou Bybel sal lees, hulle het opgetrek na Jerusalem toe. Dit maak nie saak van watter kant nie, noord, oos, suid, wes. Jy kan enige plek oor die hele land van Israel. As jy Jerusalem toe gaan, dan trek jy op. Jy gaan altyd boontoe.
God is in die hoogte, hy is daarbo. So jy sal altyd opgaan. En hy sê, die wee na Sion, want Sion's gebergte is in Jerusalem. So hy sê, die wee na Sion treur, want daar is die feesgang. Daar's niemand wat reis na Jerusalem nie. Die pelgrimsreisigers, die liedere wat hulle altyd gesing het, die bedevaartsliedere. Ons gaan op na Jerusalem om die Here te dien. Ons voete is op pad na die poorte van Jerusalem. So die volk vir eeue, vir millenniums gesing en gejuig voor die Here, vir dekades. Niemand doen dit nie, want daar's niks om na op toe te gaan nie. Die plek is nie meer daar. Die tempel is nie daar nie. Die paaie wat soontoe lei met pelgrimsreisigers, daar's niemand wat optrek om te gaan feesvier nie. Daar's niemand wat opgaan om die Here te gaan dien nie. Die huis van die Here is leeg. Daar's niks. Hy is tot niet. Niemand bring offers nie. Daar't niks oorgebly van daai plek om aan die Here offer te bring nie. Vers 5. Haar teestanders het die oorhand gekry. Haar vyande lewe rustig, want die Here het haar droefheid aangedoen. Wat jy sê, Jerusalem is verneder. Die Here het dit alles toegelaat, dat Jerusalem verwoes is in die tempel. En 'n mens sou wonder, hoekom? Hoekom so groot oordeel wat God toegelaat het? Wel, vers 5 sê, weens die menigte van haar oortredinge. Sonde. Dit is wat gebeur het. En selfs haar kinders is weg. Sy treur, haar kinders is weggevoer. En die vorstinne is gestroop. En nou sê Jeremia, nie net is die tempel tot niet nie, nie net is die stad tot niet nie, maar waar is die mense? Wat het van die mense geword? Nou in vers 7, Jerusalem dink in die dae van haar elende, en haar omswervinge, in die dae van die voortyd, toe dit so goed gegaan het. Toe haar volk deur die hand van die teestanders geval het, en daar was vir haar geen helper nie. Hoekom? Want Jerusalem het gesondig. Haar sonde het tevoorskyn getree. Haar onreinheid kleef aan haar. Die mense, die bevolking sug, daar staan, die bevolking sug, die mense, daar's hongersnood in Juda. Daar staan, daar is nie brood nie. Die mense sterwe van honger. Hulle kosbaar, wat hulle in hulle huis het, die goud en die silwer, enigiets wat mense het, wat kosbaar is, gee hulle vir 'n stukkie brood, want jy kan nie dit eet nie. Hulle haal hulle kosbaarhede wat hulle weggesteek het, hulle enigste besittingkies wat vir hulle so kosbaar is, moet hulle gee vir 'n stukkie brood, om in die lewe te bly, want daar's hongersnood in die stad. Vers 4 sê die priester sug, vers 11 sê die hele bevolking sug, almal sug. Wanneer iemand sug, dis 'n teken van absolute desperaatheid. Dis 'n toestand van hopeloosheid. Maar hier is iets anders, as jy na Jeremia luister. 'n sondaar, iemand wat die Here nie ken nie, hulle mag hulle harte teen God verhard, as hulle so geoordeel word. Maar dit is nie so met 'n kind van die Here nie. As die Here vir my en jou wil oordeel, en jy kan sien die hand van die Here, dan maak dit jou hart week en sag. En jy breek voor die Here. Jy word nie hard nie. Baie keer is dit God se manier om ons te bring in die vrees van die Here. Die Bybel sê, wat gaan word van mense as God oordeel? Hy sê, maar die oordeel begin by die huis van God. Sê die Nuwe Testamentiese skrywer, dit begin eers in die huis van die Here. God soek by sy kinders berou en belydenis. Want wat sal word as ek en jy weier om te bely en ons te wil hardhou voor die Here? 2 Tessalonisense 1 sê, wanneer die Here kom om wraak uit te oefen op die wat die evangelie nie gehoorsaam is. In ander woorde, mense wat nie wil doen wat die evangelie sê, bekeer jou tot die Here. Maak jou saak reg met jou God. Jesus het die prys betaal vir vergifnis van ons sondes. Nou sê die skrywer hier, mense wat
dit nie doen nie, wat nie hulle tot die Here keer, as hulle die waarheid hoor nie, hulle sal as straf, 2 Tessalonisense 1 vers 9, ondergaan 'n ewige verderf. As straf, weg van die aangesig van die Here en van sy heerlikheid. Want jy sien, sonde betaal. Die loon van sonde is die dood. Hy betaal. Romeine 6:23. Loon van sonde is die dood. Die betaling van sonde is die dood. Dit laat my dink aan 'n boemerang. Wie van julle weet wat 'n boemerang? Weet jy wat 'n boemerang? Wat doen hy? As ek hom vat, seun, en ek gooi hom weg, wat doen hy? Kom weer? Sonde daai manier. Jy kan hom maar weggooi. Hy kom weer terug na jou toe. Want jy sien, daar kom 'n oordeelsdag. Openbaring 20 vers 11 sê, ek het 'n groot wit troon gesien, hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die hemel en die aarde weggevlug het. En ek het die boeke gesien en die boeke is geopen. En die doodes geoordeel wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. So sondaars se sonde kom alles weer terug. Die boemerang is toe so. Alleenlike kind van God, wat by Jesus gekom het, 'n mens wat sy sonde waarlik bely het, sal uitvind sy sonde is vergewe, dit is weg, dit is in die diepte van die see. Die profeet sê, die Here werp ons sondes in die diepte van die see. Toe sê iemand eendag, en dan sit die Here bordjie daarop, no diving allowed. Niemand kan dit kom uithaal nie. As God my vergewe het, is dit vergewe. Maar iemand wat sy sonde nie vergewe is nie, die boemerang, dit kom weer terug in die dag van die wit troon oordeel. Maar vir die kind van die Here, God het dit vergewe. En wat Jeremia betref, sy hart is stikkend, want in klaagliedere sien ons in die Ou Testament, dat die God van wie hy hier spreek, vind ek en jy is dieselfde God in die Nuwe Testament. Kom ek vra vir jou 'n vraag. Wat met Israel gebeur het? Wat met Juda gebeur het? Wat met die stad Jerusalem gebeur het? Wat met die tempel gebeur het? Die tempel is nie meer nie. En die mense is nie meer daar nie. Ek het 'n vraag. Hoe verstaan jy Openbaring 2 vers 5 in die Nuwe Testament? Hoe lees jy dit? Hier staan in vers 4, maar ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Jou hart is nie meer by Jesus soos dit was nie. Dan het jy jou eerste liefde verlaat. Het jy Jesus nog net so lief of meer as die dag toe jy hom ontmoet het? Ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Nou waarsku die Here, onthou waarvandaan jy uitgeval het, bekeer jou en doen jou eerste werke, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. So ek het 'n vraag. Wat sê die Here as jou eerste liefde verlaat het? Loop jy gevaar dat hy jou, as jy jou nie bekeer nie, jou kandelaar van sy plek kan verwyder. En vir wie sê hy dit? Die gemeente van Efese, dis die Nuwe Testamentiese kerk, die gemeente van Efese. Hoeveel kerke se deure is nie vanaand toegesluit nie? Hulle hou nie meer kerk nie. Hoeveel kerke se deure in Suid-Afrika, net in ons eie land, is permanent toegesluit? Hoeveel kerke se paadjies wat na die deur van die tempel lei, waar die Here kon gedien en geprys en aanbid gewees het toegegroei met gras en onkruid. Die hekke is gesluit en die deure is gesluit. Dis net 'n toegebou. Hoeveel kerke is nie verkoop? En vandag is dit meubelwinkels, musiekwinkels, mattewinkels, moskees. Dis nie meer die huis van die Here, waar mense die Here eens geloof en geprys het. Wat het van die kandelaar geword? Wat het van daai gemeente geword?
Wat het gebeur? Wat het aanleiding gegee dat die deure gesluit is en dat God nie meer daar gedien word? Sekerlik is daar goeie redes vir sommige, maar die ander, wat het gebeur? Het die Here die kandelaar verwyder? Is dit wat gebeur het? Het hulle eerste liefde verlaat? Dit laat my wonder, watter rol speel klaagliedere in 'n kind van die Here se lewe? Maar my vraag is, wat met Jeremia gebeur het en waar hy gesit en ween het oor alles wat tot niet is met my en jou te doen vandag? Hoekom lees ek en jy dit? Hoekom het die Here dit vir ons hier in sy kosbare woord gevestig? Is dit nie maar om vir ons te leer wat gebeur as jy van die Here weggaan? As jy waag om van die Here weg te beweeg? As jy jou eerste liefde vir die Here verlaat het? Want ek bedoel, sekerlik is die tempel tot niet, omdat hulle eerste liefde vir die God van Israel, vir Jahwe verlaat het. Daar's geen ander rede nie. That's the only reason. Ek bedoel die enigste rede waarom Jerusalem verwoes was. Waarom die tempel verwoes was. Waarom die volk in ballingskap weggevoer is. Hulle het van die Here wegbeweeg. Die woord waarsku ons. Wat kan gebeur as jy van die Here wegbeweeg? En in daai toestand, toe dit gebeur het, was daar 'n jong man, miskien tussen 14 en 16 jaar oud. Volgens meeste skrifgeleerdes was hy nie 'n dag ouer as 16 jaar oud nie. 'n Jong man. Hier sit jong manne vanaand. 'n Jong man. Sy naam was Daniel. En hy kom van Juda af. Hy het die tempel geken. Hy weet van die priesters, hy weet van die offers. En sy hart was by die Here. Maar toe hulle die eerste keer kom, in 604 voor Christus, om presies te wees, in 586 voor Christus is die tempel totaal verwoes. So 18 jaar, voordat die tempel verbrand is en totaal tot niet gemaak is, en alles wat daar gebeur het. Toe word Daniel weggevat na die vlaktes van Babel. En hy kom uit die koninklike adel uit die stam van Juda, die koninklike stam. En julle almal ken die verhaal van Daniel, ek hoef julle te vertel. Maar toe Daniel 70 jaar in ballingskap in die profesie van Jeremia lees oor wat daar gebeur het en wat God gesê het, wat hy gaan doen, lees ek in Daniel hoofstuk 9 vers 2, die profeet Jeremia, Daniel lees met betrekking tot die puinhope van Jerusalem, dat het 70 volle jare was. Nou is dit 70 jaar, en wat gebeur nou? Daniel lees, en die Bybel sê, en hy val neer, en hy begin bid, en hy begin belydenis doen tot die God van Israel. Jare daarna, van 'n jong man wat nou 'n ou man geword het, wat die skrifte verstaan, wat die Bybel verstaan, val op sy knieë, met sak en as en rou, en hy soek die Here se aangesig, met vas en in 'n rou kleed. En die Bybel sê, hy sê, Here, ons het gesondig. Vers 5, ons het verkeerd gedoen, ons het in opstand gekom, ons het nie geluister nie, ons het beskaming van ons aangesig vandag, die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem. Here, aan ons kom beskaming toe, ons konings, ons owerstes, ons vaders, ons het almal teen u gesondig. Here, u is 'n genadige, barmhartige God. Ons het teen u opgestaan. Ons het nie geluister na die stem van die Here nie. Israel het afgewyk van u weë. Die vloek, die eed het oor ons gekom, waarvan Moses u knegt gepraat het. Dit het oor ons gekom, dit het gebeur.
onder die ganse hemel. So iets het nog nooit met iemand gebeur, soos met Jerusalem nie. Soos Moses in die wet geskryf het, al hierdie onheil het oor ons gekom, want ons het die Here nie om genade gesmeek. Ons het ons nie bekeer van ons ongeregtigheid, om ag te gee op die waarheid van u woord nie. Here, hoor na die gebed van u knegt en sy smeking. Kyk na u heiligdom. Neig u oor, my God. Hoor, open u oë, aanskou die verwoeste plekke waaroor u naam uitgeroep is. Nie op grond van ons geregtigheid nie, maar op grond van u groote barmhartigheid. Here, hoor. Here, vergewe. Here, merk tog op en doen dit. Bid Daniël in vers 19 van Daniël 9. Vertoef tog nie om u ontwil, my God, want u naam is oor die stad en u volk uitgeroep. Dit is wat gebeur wanneer iemand met berou na die Here toe kom en hy smeek God om genade. Jeremia in vers 11, die einde van vers 11, en ek is klaar, ek wil afsluit hiermee, hy sê, aanskou Here, en merk op, dat ek het 'n veragtig geword, mense spot met my, omdat ek na u toe kom, en ek rou, oor wat hy in hierdie stad gedoen het. Partykeer moet ek en jy net stop, en dink oor ons eie lewe. Is daar iets waar ons vergifnis van nodig het? En ons kom met berou na die Here toe. En ons hou ons nie blind en doof nie, maar ons soek sy genade. God vergewe, want hy is 'n barmhartige en 'n genadige God. Groot van barmhartigheid. Kom ons bid saam. O Here, wat sal ons sê? Hoe groot is u genade en die barmhartigheid. U is 'n liefdevolle God. Vader, dankie dat ons na u kan wend. U woord sê, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Oppas, dat ek nie jou kandelaar van sy plek verwyder nie. Dat ek jou uitskuif uit die plek wat jy het in my koninkryk. Here, ek wil eerder optrek na die huis van die Here, en ek wil kom staan in die voorhoewe van die huis van die Here, en ek wil u lof besing, soos ons vanaand gedoen het. Our God reigns, en ek wil sing van u liefde, Jesus. Ek wil sing van die goedheid, the goodness of God. And Jesus over my family. Jesus over my life. En Here, is daar by enigeen van ons 'n weg is van smart, 'n verkeerde pad. Draai ons terug na u toe, Here, dat ons kan bekeer. Soos wat Jeremia gesê het, bekeer my tot u, dan sal ek my bekeer, o Here. Vader, ek bid as u vanaand iemand is, wat na my geluister het en sê, Here, help my, dat hy vlammetjie, daai liefde wat ek vir u gehad het, dat dit weer sal brand in my hart, dat ek daai vlammetjie, dat ek kan vuur aanblaas, dat die vuur weer sal brand in my lewe, my liefde vir Jesus, en vir my Vader. So bid ek u vanaand, as hier iemand is wat sê, Here, vergewe my, wat soos 'n Daniël bid en sê, Here, ek skaam my voor u, vergewe my. Hoor ons harte, sien ons lewe, Here, en wees genadig. Ons bid dit in Jesus naam.
Amen.